Hallo julle, rooi wat? Dis weer tyd vir bietjie nuus in 'n nutshell. Met julle favourite, Friskie Mariski. Duh. Die volgende storie het my hartsnare geroer, want julle weet dat Friskie Mariski is altyd stout vir 'n stukkie crime, maar hierdie storie gaan baie dieper. Dit is die verhaal van Lee Matthews, wat in 2004 vermoor is en haar lijk is vir ietsie soos 11 dae weggesteek voordat dit in 'n veld gedamp is. Haar moordenaar, Donovan Muttley, het vroeër hierdie week alweer opslag gemaak toe dit aan die lig gekom het dat die Department of Correctional Services, of eerder die parole board, 'n recommendation gemaak het dat hy op parol vrygelaat word. Natuurlik is Matthews se familie en sy regspan nie gelukkig daarmee nie, en hulle sê dat die staat is besig om die victims te veil. Die prokureur wat vir die Matthews gesin opstaan in die hof en hulle verteenwoordig, sê dat tot vandag toe het Muttley nog nie werklik erken presies wat hy gedoen het, hoe hy dit gedoen het, of selfs remors getoon nie. Die prokureur het ook gesê dat Muttley het nog nooit in hierdie laaste 20 jaar gesê presies wat het hy met Lee se lijk gedoen nie en hoekom dit 11 dae gevat het voordat haar lijk gevind is. Hulle vermoed dat haar lijk moontlik in soos 'n koeler of iets soos dit gehou moes word. Dit is blykbaar Muttley se 4de attempt vir parol en hy het met 'n vorige parol aansoek gebruik dat hy ook in die tronk graad gevang het. Iets wat Lee Matthews nooit kon gedoen het nie, want sy was op die jong ouderdom van 21 jaar, ek dink 4 keer gesteek, okay, en in 'n veld gedamp. Die pa het gesê hulle probeer elke jaar op haar verjaarsdag in Julie, haar verjaarsdag positief celebrate, maar sukkel om dit te doen wanneer haar moordenaar aanhou met sy, as dit nie dreigemente is nie, en is dit nou die nuutste aansoek. Ek lees graag vir julle 'n stukkie van die storie wat ek geskryf het, na ek 'n onderhoud met die pa gevoer het. Skus, dit is in Engels, maar ek moet dit net met julle deel. Soos ek sê, die storie het my hart geraak, en ek dink dit is juist die pa, en jy weet hoe hy met sy hartseer deel, en hoe hulle nog sterk staan. Muttley robbed us of a natural order of life. We are very sad about it, but there are many of us, victims who experience the same trauma. We need to start thinking more about the victims and worry less about the offenders. The offenders choose to perpetrate the crime. As victims, we don't choose to be victims. We were sadly selected in this process. Lee se ouers sê ook hulle blameer nie die Department of Correctional Services nie, of die parole board nie, maar eintlik die prosesse, want daar was al hoeveel keer gerugte gewees van ontmin of kak wat Muttley in die tronk aanjaag, en dis asof dit nie op rekords geplaas word nie, en hy net daarmee wegkom. Soos een van my crime experts gesê het, is hulle dink dit is beter as Muttley agter tralies bly. Wat dink julle? Like, share, comment, stem julle saam dat die staat is besig om ons victims te veil. Die term wat hy gesentence is, gesit. So dis hoekom hy in aanraking kom vir parol. Die vraag is net, het hy homself goed genoeg gedra? Die vraag is net, is hy gerehabiliteer? Die vraag is net, gaan hy weer terug in society kan ingaan as 'n normale persoon en 'n lewe weer bou? Dink julle die familie justice gekry as hierdie moord in 2005 gebeur het, dis nou 2025. Haar moordenaar het al 4 keer vir parol aansoek gedoen, en daar is gedigte dat hy byvoorbeeld die familie uit die tronk uit geterroriseer het, en. Dink julle justice was served? Dink julle 20 jaar, of kom ons sê selfs 15 jaar, is genoeg as jy iemand se lewe vat, en op sulke gruisame manier?